Goeiedag graad 1 maats. Vandag gaan ek vir jou verduidelik hoe werk jou spysverteringsstelsel. Maar voor ons dit doen, gaan ons eers al ons organe op die bord pak. So hierdie is jou brein. Jy het ook 'n slukdarm en 2 longe. Jy het 'n hart. Jy het 'n lewer en pankreas. Jy het 'n blaas en 2 niere. Jy het 'n maag. Jy het 'n blinde darm. Jy het 'n dun darm. En jy het 'n dik darm. Dan het jy ook 'n rektum. Goed, so hoe werk my spysverteringsstelsel? Ek het nou 'n appeltjie wat ek nou gaan eet. So my mond kan ek nou sien as 'n karretjie wat na my kos gaan vervoer na die res van my lyf toe. So my tande gaan dit nou in kleiner stukkies in verdeel. Nou, kyk wat ek nou my appeltjie geëet. En nou gaan ek dit nou sluk en nou druk my tong uit agtertoe in my keel af. Daar's 'n klein stukkie velletjie wat ons die epiglottis noem, wat dan toemaak sodat die kos nie in my windpyp ingaan nie. En dan gaan die kos af na my slukdarm toe. So hierdie is nou my slukdarm. So my slukdarm kan ek sien as 'n tonnel van my keel af na my maag toe. So hier is my maagie. Nou dis 'n spiere wat in my slukdarm is, druk nou die kos stadig af en hierdie proses gebeur outomaties. Het ek 'n maagkleppie. Nou my maagkleppie is aan die onderkant van my slukdarm, so dit gaan omtrent hierso wees. En hy maak dan nou oop en toe. So hy maak oop dat die kosies kan ingaan, dan maak hy toe sodat die kos nie weer kan opstoot boontoe nie. Dan in my maag is daar ook kos, of gaan die kos nou met sappe en vloeistowwe gemeng word. En op die einde van die dag gaan hierdie kos nou soos papery word en dit gaan dan nou na my dun darm toe beweeg. Nou hier in my dun darm word die kos nou verteer en my lewer en my pankreas help dan nou met hierdie proses, want dit maak nou vir my 'n sap sodat ek nou my kos kan kleiner maak. Nou die klein stukkies kos gaan dan nou in my bloed in sodat dit my kan help met groei en met energie. Goed, dan het ek nou my dik darm. Nou al die kos wat noodsaaklik is, word ons nou geabsorbeer deur my dun darm. Nou alles anders word dan nou hier deur my dik darm gevat of geabsorbeer en my dik darm trek dan al die water daar uit en dan maak dit nou stywer. Dit noem ons nou ontlasting. Nou wanneer die ontlasting nou gebeur, dan stoot my dik darm dit af en hierdie ontlasting gaan dan stadig na jou rektum toe. Nou hier is mos nou my rektum. Nou dit is nou waar al die ontlasting bly totdat ek dan na badkamer toe kan gaan en my lyf stoot dan nou al hierdie ontlasting uit by my boude of my anus.